Ons lees die oordenking vir die 23ste Mei uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vandag is bitter water. Ons teksvers kom uit Jakobus 3 vers 11 en 12. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie. Terwyl soet fonteinwater 'n mens se dors les en in die Bybel as lewegewende simbool gebruik word, smaak brak water nie net bitter nie, boonop les dit ook nie 'n mens se dors nie. Net soos daar nie brak en vars water by dieselfde fontein kan uitborrel nie, is dit onmoontlik vir iemand wat bely dat hy Christus volg, om te skinder en vuil taal te gebruik of ander te beledig. Die teendeel is waar. Mense wie se lewens deur Christus verander is, se woorde en dade klop met hulle Christenskap. So 'n persoon is soos 'n fontein waaruit lewende water borrel wat homself sowel as ander verkoop. In die aanlyn tydskrif Manna vertel Gary Kieswetter van die bekende oog, 'n fontein naby Kuruman, wat iemand jare gelede probeer vergiftig het. Honderde visse het gevrek, behalwe die wat by die mond van die fontein was. Omdat hulle toegang tot die suiwer water gehad het, het hulle bly lewe. In Psalm 36 vers 9 en 10 skryf Dawid: U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge, want by u is die fontein van die lewe. God self is die fontein van die lewe. Wanneer ons naby aan die bron bly en daaruit drink, sal ons nie vergiftig word nie. Ons denke, woorde en dade sal suiwer bly, omdat God se woord soos vars, skoon water deur ons vloei. Here, dankie dat u die fontein van die lewe is. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.